Nou, ek wil vir jou 7 woorde gee wat nie daar staan nie. En dan gaan ons na daardie toe. Eerstens wil ek hê, skryf maar neer. Jy sal alles leer wat jy nodig het. Jy sal alles leer wat jy nodig het, en dis wat God van jou verwag. Jy moet alles leer wat jy nodig het. Die wêreld verwag van jou, as jy daai vleienier gaan wees, jy sal nie glo nie. Jy moet alles leer wat jy nodig het om daai vleienier te wees. Jy moet nie alles leer wat in die wêreld aangaan, en nou kan jy 'n ingenieur wees, jy kan 'n mediese dokter wees, jy kan 'n spesialis wees, jy hoef nie al die 7 miljoen beroepe se detail te leer om 'n vleienier te wees nie. Maar alles wat jy nodig het om te weet, vir jou roeping, vir dit wat God vir jou het, hier op aarde. God verwag van jou, dat jy alles sal leer wat jy nodig het om te weet. Maar jy gaan besluit by wie jy dit gaan leer. Ja, jy gaan duidelik ouens sê, jy gaan 'n professor hê, jy gaan 'n instrukteur hê, maar saam met wie gaan jy dit doen? Saam met wie gaan jy dit doen? Jy gaan deur die lewe leer, jy gaan deur verhoudinge, jy gaan deur omstandighede, jy gaan deur studie. Daar's soveel goed wat jy gaan leer, maar ek vra vir jou, saam met wie? En aan die einde van die dag gaan wie jou leermeester wees? Daai kind wat moet leer, ons kom van 'n aap af in die skool. Wie is sy leermeester? Jy maak seker dat die eintlike leermeester is die Heilige Gees. En dat deur die Heilige Gees die dwaasheid van wat daar gesê word, ontbloot word. En dat jou kind sit met antwoorde oor ateïsme, jou kind sit met antwoorde oor hierdie ander gemorsie, jou kind sit met antwoord oor wat is verhoudinge, gesonde verhoudinge, wat is verhoudinge wat volgens God totaal nie in waarheid is nie, maar net waar die vyand kan in. Welkom is dan in daardie verhouding. Daar's 'n verhouding, maar in elke verhouding is daar 3. Dis jy en die persoon en die Heilige Gees. Of dis jy en die persoon en 'n ander gees. Hallo. Maar al hierdie goed, ek moet alles leer. En ek sal alles leer wat God van my verwag om te leer. Die tweede een, ek sal onthou. Almal sê ek sal onthou. Ek leer, ek onthou. Kom ons sê ek leer, ek onthou. En nommer 3, dit wat jy geleer het, my broer, dit wat jy onthou, weet jy wat gaan gebeur? Logika, 1, 2, 3, jy gaan van dit vertel, jy sal vertel. Jy sal vertel dit wat jy geleer het en dit wat jy onthou. Dit wat jy geleer het, dit wat jy onthou, dit sal jy vertel. Ek het geleer het daardie situasie waar daai persoon my seer gemaak het, en wat ek geleer het, ek kan mense nooit vertrou nie. So daarom het ek altyd 'n issue met mense. So ek word herinner aan die seer, ek word herinner aan die situasie, en dat ek geleer het dat mense nie kan vertrou nie, en jy het geleer by die Vader van alle leuns, en jy glo daardie leuen, jy glo nie in die waarheid nie. So wat gaan jy leer uit jou lewe? Die positief, die negatief, die mooi, die sleg, die teleurstellings, daar waar mense jou teleurstel, daar waar jy jouself teleurstel. Wat gaan jy leer? Want dit is wat jy gaan onthou. En vanuit daai onthou, gaan jy praat, dis wat jy gaan vertel. Weet jy, dit is wat mense is, en dis hoe mense is, of dis hoe daai ene is, of dis hoe dit is. Ek gaan leer, ek gaan onthou, ek gaan vertel. Nommer 4. Ek gaan verander. Volgens dit wat jy geleer het, my broer, my sis, en dit wat jy dan onthou. Hallo, dit gaan jy praat, dit gaan uit jou mond uitkom, en daarvolgens gaan jy verander. In 'n gewone setup van, as jy nou gaan, jy moet nou leer, hoe om hierdie vliegtuig die ding te doen, as vlieënier. Jy beter dit onthou. As jy dit nie onthou nie, 'n groot moeilikheid. Jy gaan moet kan praat. As jy daar voorin sit en hier so, jy het 'n co-pilot en wie, jy moet kan praat. Dit moet nie so nie, dit moet so. Jy gaan verander. Jy gaan verander van 'n ou wat absoluut niks weet nie, rondom vliegtuie nie, na iemand wat skerp is. Iemand wat weet hoe om situasies te hanteer, as 'n vlieënier.
Goeiemôre. Dis nog op die gewone manier. Maar ek en jy vandag, ek en jy nou. Ek en jy nou. Daar is sekere goed wat jy besluit met 'n sekere gesindheid. Ek gaan vanmôre iets leer. Ek gaan dit onthou. Ek gaan daaroor kan praat en dit gaan my verander. Want die waarheid gaan my verander, dit gaan my vrymaak, maar die letter van die woord gaan my doodmaak. En die verskil is Heilige Gees. Heilige Gees. Met elkeen van hierdie punte, die verskil is Heilige Gees agenda. Daar's 'n Heilige Gees agenda met elkeen van hierdie. Ons gaan nou kyk presies na hierdie 7 skrifte vanuit hierdie gedeelte. Almal net te sê ek leer, ek onthou, ek vertel, ek verander. Nommer 5, ek volg. Ek verander, maar dis daai ding wat ek volg. En jy kan nie help nie, maar jy moet altyd 'n issue sien. Jy kan nie help nie, maar jy gaan altyd net negatief wees, want jy volg negativiteit. Dit wat negativiteit vir jou kan opdis, dit wat negativiteit vir jou daar kan stel, jy volg. Daar waar probleme gaan, daar gaan daai ou. Het iemand al dit gesien? Of ouens het gesê, probleme volg hom altyd. Of daar waar probleme gaan, daar gaan daai ou. Daar waar daar iemand is wat altyd 'n dit het of 'n dat het, daar gaan daai ou. Daar waar hierdie versoekinge is, daar waar hierdie slegte vriende is, daar gaan daai laaitie. Nie meer nie in Jesus naam. Jou kind, jou kleinkind, jou boetie, jou sussie se kind, wie ook al. Hy gaan nie meer gaan waar daai vriende is nie. Want Heilige Gees gaan hom arresteer. Hy gaan iets anders te leer, hy gaan dit onthou, dit is soos 'n geheue, dit is soos die gewete, wat my praat, hallo? Hy gaan op 'n ander manier praat, as hy in daai groep is, daar gaan die ander taal wees, dit gaan nie meer saam lag en saam vloek en saam vrot grappe vertel nie, hallo? Hy gaan nie verander en word soos hulle meer nie, en hy gaan hulle nie meer volg nie, hallo? Ons is met mekaar. Want daar is 'n Heilige Gees agenda met daai kind van jou. Heilige Gees agenda met daardie persoon en met jouself. 5 is ek volg. 6, ek sien. En hierdie sien is, ek kan verstaan, ek kan sien wat lê in die toekoms. Ek kan sien waar ek nou is, ek kan sien waarheen ek gaan. Ek kan sien dat hierdie gaan my vat in 'n pad van verwoesting. Ek kan sien dat hierdie drank of hierdie sigarette of hierdie vuil grap of hierdie pornografie of hierdie hierdie gesindheid, hierdie altyd 'n petty ding het met iets. Dit gaan my vat na 'n plek toe en ek kan sien dit gaan my lewe destroy. Dit gaan my lewe. Ek kan sien ek moet hierdie manier van leef verander. Ek kan sien dat hierdie vrekwerk is glad nie in God se wil nie. Ek eer hom nie met hierdie vrekwerk nie. Dis die aktiewe vorm van dood, is vrek. Vir die wat dit nie geleer het op skool nie. Goed, wat sê ons vir mekaar? Dis 'n sacrifice, maar waar jy jou lewe vernietig, nie waar jy jou lewe neerlê nie. Jy moet jouself verloon, jy moet jouself nie vernietig nie. Jy sal jouself vernietig in die naam van godsdienstigheid en al hierdie goeie intensies. Maar Jesus, as jy agter my aan wil kom, moet jy jouself verloon, jou eie manier van sien, jou eie manier van doen, want my manier, that's the excellent way. Dis die pad na die lewe, wat God vir jou het. Julle is nog hier. So jy kan sien, daar's 'n insig as jy hierdie fasette verstaan, maar aan die einde van die dag het dit te doen, dis as 'n Heilige Gees agenda. En hierdie fasette, al hierdie 5, 6, 7, gaan gebeur wanneer jy respekteer daai issue, jy respekteer daai negativiteit, jy respekteer daai depressie, jy respekteer daai spanning, jy respekteer. Jy gaan kies eerstens wie gaan jy respekteer. En daai een wat jy die meeste respekteer in jou lewe, dis die een wat jou gaan leer, en hy gaan maak dat jy onthou, hy gaan maak dat jy daaroor praat, en jy gaan volgens hom verander, jy gaan hom volg, hallo, en jy gaan sien, wat daai negativiteit en pessimisme sien, dis wat jy sien. Wat daai gees van pessimisme sien, dis wat jy sien, en jy kan hom praat. Jy kan sê, wat is reg, wat is verkeerd in hierdie land, wat is reg en verkeerd van met daai mense en hoe die korrupsie, dit en dat, jy kan alles sien, want
Jy het die goedjies gelees en jy het ontsteld geword, maar daai goed wat jy gelees het, wat jy gesien het in jou lewe, van hoe korrup dit is en hoe korrup dit is en hoe hierdie nie gaan werk en daardie dinge nie gaan werk. Jy het besluit, dis nou wat jy geleer het. Dit gaan jy onthou. Dis wat jy gaan praat, maar dis wat jou gaan verander in iemand. En is dit dat jy verander in die iemand wat God wil hê jy moet wees? Want ek en jy moet verander, klaar. Tot die dag van ons dood gaan daar foute wees, maar ons gaan kyk in die perfeksie, in the perfection of his word. En hoe meer ek in hierdie woord inkyk, hoe meer word ek dag na dag vernuwe, gaan ek van heerlikheid tot heerlikheid, van skoonheid tot skoonheid, van waarde tot meer waarde, dit wat my lewe is. My lewe word al hoe meer waardevol. Hoe meer ek verstaan en respekteer, Heilige Gees het 'n agenda. Daar is klomp ander geeste met agendas met jou, en met my. Maar wie se agenda gaan jy respekteer? Jy gaan nie perfek luister nie, ek gaan nie perfek luister nie, want ons is nie perfek nie. Maar begin om te sê, ek respekteer u agenda met my lewe. Wat wil u my leer? Ek hoor wat jy sê, ek hoor wat jy sê. Ek hoor wat hierdie neerslagtigheid sê. Ek hoor wat daai gogga sê. Ek hoor wat daai ding sê. Maar ek hoor nie die Heilige Gees in wat ek hoor nie. En omdat ek Heilige Gees agenda respekteer, sal ek nie reageer, sal ek nie dit sê, sal ek nie so leef, sal ek nie in hierdie gemors val, want heel eerste, ek is nie in 'n performance om die dinge reg te doen nie. Sonder die Gees kan ek niks doen nie. As Heilige Gees dit nie in my doen nie, dit gaan nie werk nie. Dit gaan nie werk nie, as Heilige Gees nie saam met jou na die woord kyk, jy gaan depressief daarop staan, jy gaan mislik daarop staan, jy gaan net veroordeel voel. Maar hy het 'n agenda, wanneer jy hierdie woord oopmaak, het hy 'n agenda. Wanneer jy in môre na afspraak ingaan, het Heilige Gees agenda. Daar's nooit dat daar nie 'n agenda is van die Heilige Gees. Daar waar jy in beweeg nie. So die vraag is, saam met wie gaan jy in daai situasie in môre, vanmiddag, net nou? Heilige Gees het 'n agenda, my broer, my sis, en Here, as daai man op 31 moes gaan, eergister, wanneer? 3 dae terug, né? Heilige Gees het 'n agenda. Alles gaan ten goeie meewerk vir die wat God lief het. En ons spreek die woord van waarheid. En jou gebed is in daai plek. Jou gebed is in lande nou, waar mense sekere besluite maak vandag, wanneer ouens in kerke staan en leiers sekere goed kan sê. Mag hulle deur die genade van God sê, dit wat Heilige Gees se agenda is. Mag hier so revival uitbreek in lande. Hallo, mag met daai begrafnisdiens en wanneer almal, soos wat daai jong mense all over the world, dis die jong mense in hordes lande, wat strate toe is, maar mag daar 'n ander gees wees. Soveel van die ouens wat in the left, wat almal vir al hierdie friekie goed staan daar so in Amerika, hoeveel wat net sê, maar ek kry skaam, hulle verteenwoordig nie meer wat ek voorstaan nie. Ek stem nie heeltemal saam met wat Kirk gesê het, wat radikaal vir Jesus gestaan het. Hy was nie 'n perfekte man nie, hy was 'n gewone man. Ek stem nie heeltemal saam met wat hy gesê het, maar ek kan ook nie meer myself assosieer met hierdie ouens wat gejuig het toe Kirk doodgeskiet is nie. The enemy will expose himself. Dis wat die woord sê. Maar mag God ons help, dat die kerk sal verstaan hoe om nou te fasiliteer, dit wat waarheid is. Amen, is ons met mekaar, dat ons die regte ding sien en die laaste een, ek sal hom eer, ek eer hom in alles. Ek eer hom in alles. Dis die plek, jy kan sê, Here, ek eer u. Ja, dis die agenda van die Heilige Gees, want hy sal nie fokus op homself. Heilige Gees sal altyd die fokus op Jesus sit, altyd die fokus op die Vader sit. Heilige Gees sal fokus op Jesus sit. Jesus sê, as jy my gesien het, het jy die Vader gesien. Ek het gekom om hom te verklaar. So jy sal God drie enig leer ken, maar in die konteks van dat jy hom sal eer.
Maar as die eer van God nie daar is nie, as daar nie 'n lof op jou lippe is nie, as die lof nie leef op jou lippe, as hierdie nie die platform eerstens vir die lof van God is nie, maar die platform van vir my opinie, die platform van my emosies, die platform van my denke en my opinie en my wip of my dit of my dat of my slimheid of my sukses. Hierdie is 'n platform vir wie? Kom ons sê, hierdie is 'n platform vir die woord van God. Kom ons draai dit nou met die hand ook. 1, 2, 3. Hierdie is 'n platform vir die woord van God. En geen ander woord nie. Dis nie 'n asblik nie, man. Dis nie 'n asblik nie. Moenie laat die vyand 'n klomp goed daar sit nie. So wat het ons gesê? Ek gaan alles leer wat ek moet leer. Né? Ek gaan alles leer wat ek moet leer. Dit sal so wees. Almal sê ek leer, ek onthou, ek vertel, ek verander, ek volg, ek sien, ek eer hom in alles. En dit sal dan so wees. Jy sal hom eer in alles. Want aan die einde van die dag, dis Heilige Gees se agenda. Dat God verheerlik sal word in elke plek. Wat is Heilige Gees agenda daar by die werk? Dat daar by die werk, die mense by jou werk God sal eer. Dat Bloemfontein God sal eer. Dat Suid-Afrika voor God sal buig en erken. Dat hy alleen is God. Dat Amerika, dat die wêreld sal erken. Uit elke nasie, stam en taal. Laat dit so wees. Eerste skrif. Dan gaan ons. Maar die trooster, die Heilige Gees, wat die Vader in my naam sal stuur, hy sal julle alles leer. Hy sal julle alles leer en sal julle herinner aan alles wat ek vir julle gesê het. Alles leer. Eerste een. My broer, my sis, ja, kom ek sê so. As jy moet weet waar God jou geplaas het, as God jou hier geplaas het, dan is jy hier. As jy God jou op 'n ander plek geplaas het, dan is jy daar. Maar as jy hier is en God het 'n roeping, dat ons sal verstaan hoe om in hierdie, wat noem jy hierdie Spitfires, hierdie F-35's, wat noem jy hulle in Afrikaans? Vegvliegtuie. Klink vreeslik. As God vir ons iets het in dit, en God het vir ons 'n sekere roeping, dan sal 'n sekere opleiding, dan het God iets spesifieks wat ons moet leer. Maar as ek so bietjie leer hoe om 'n vlienier te wees, en dan leer ek hoe om 'n bietjie met beeste te boer, en dan leer ek 'n bietjie hoe om 'n loodgieter te wees, en dan leer ek 'n bietjie van as 'n elektriesien, want dit is so exciting, en ek probeer met die bietjie wat ek weet, as elektriesien, en veral as loodgieter, en veral as 'n pilot, en veral as 'n boer, en ek probeer daai hele spul aan mekaar sit, en nou sê ek, nou gaan ek die roeping leef wat God vir my het, die unieke roeping. Man, dis 'n grap. Maar jy moet alles leer in die konteks van dit wat God vir jou het, volgens jou roeping, wat God, daar waar God jou geplaas het, in 'n spesifieke gemeente, met 'n spesifieke talente en vermoëns, met spesifieke beroep wat jy het, op 'n spesifieke plek, hier in die samelewing daar buite. Het God 'n unieke rol. God is 'n meesterbeplanner. Hy is die meester, daar's geen een wat meer prakties iets op die grond akkuraat kan sit as hy nie. Nie waar nie? Maar spring jy in daai akkurate plan van God in? Maar ek hou van hierdie ding. Nou sê ek nie, julle moet nie na ander mense luister, of ander mense se lering en ander mense, dit is glad nie wat ek sê. But if I'm all over the place, my broer, my sis, ek is nie 'n Heilige Gees se agenda nie. Ek is nie 'n Heilige Gees se agenda nie. Want hy gaan jou nie leer om die mekaar te wees, sodat jy met daai vliegtuig crash met al die mense in daai vliegtuig nie. Hy gaan jou alles leer wat jy nodig het om daai vlieënier te wees. Hy gaan jou alles leer wat jy nodig het om daai mediese dokter te wees. Dis nou selfs in die wêreld, die ou wat nie eens die Here dien nie. Dis 'n beginsel uit daar buite, wat God die vermoë gegee het vir elke normale mens met breins, om te verstaan, ek moet eers alles leer wat ek nodig het om te leer, om 'n mediese dokter te wees, om hierdie oop hart operasie te doen, spesialis. Dis 'n logika in die wêreld sonder die ou wat nie eens die Here dien nie. Nou hoekom gaan dit nie werk in die kerk nie?
Want die Heilige Gees agenda is, hy wil my alles leer wat ek nodig het om te weet. So daai man moet iets weet. En dit beteken nie, ek weet dit nie, maar hy beter seker maak, hy weet alles wat hy moet weet, in die roeping wat God vir hom het. Asseblief. En daarvolgens sal jy in 'n sekere groep wees, daarvolgens sal jy saam met 'n sekere groep beweeg. Hallo? Want die vlieënier, sy co-pilot gaan hom nie herinner wat se tipe bees moet daar so in daai gras loop nie. Jaag daai ding uit. Ons gaan nie so onverantwoordelik wees nie. Hy moet weet hoe om hierdie man te help en te herinner as iets nie gaan regloop hierso nou nie. Is ons met mekaar? Respekteer Heilige Gees se agenda deur te weet, wat is dit wat ek spesifiek moet leer? Amen. Daar is hy, is dit hy? Volgende een. Maar die trooster, die Heilige Gees wat die Vader in my naam sal stuur, hy sal julle alles leer en sal julle herinner. As ek vir ouens sê, hulle moet woordswat en baie ouens wat gesukkel het ouens wat hierso voltyds kom met die Bybelskool en die kunsteskool, wat ek vir hulle sê, moenie in vrees gaan nie. Moenie in vrees gaan nie. God se eerste Nuwe Testament belofte is, ek sal my wette in jou hart skryf en my wette in jou gemoed skryf. Wat beteken dit? Ek sal dit daar implanteer, dat jy dit sal onthou. Heilige Gees sal jou herinner. Jou eerste geheue as kind van God is in die Heilige Gees. As jy hom respekteer, as jy hom eer, as jy bewus is van hom in jou lewe. Maar dit beteken jy moenie leer nie. Jy moet saam met hom leer. En dit wat jy leer, sal die Heilige Gees jou aan herinner. As jy nooit by die woord uitkom, as jy nie die woord leer nie, as jy nie die woord eet nie, as jy nie op die woord mediteer nie, waaraan moet die Heilige Gees jou herinner? Heilige Gees gaan jou nie verlaat nie. Hy gaan by jou wees. Maar ander geeste, demone, moet jou herinner aan sekere goed, want dis al wat jy weet. Dis al wat jy geleer het daar buite. Dis al wat want jy het iets geleer. Bla, jy het geleer dat dit alright is om te compromise. Jy het geleer, jy moet net sê, sorry Here, en dan gaan jy maar net weer aan. And die demon of compromise will remind you that it's okay to compromise. Dat jy dit vir ander ook kan sê, en dat jy sal verander as 'n man van kompromie, met 'n hart wat verdeel is, 'n gemoed wat dubbelsinnig dink. Daarvolgens sal jy leef, en daarvolgens sal jy volg. En wat sal jy eer? Geen eer aan God aan die einde van die dag nie. Eer aan jou selfregverdiging, eer aan hoe jy die dinge sien. But somebody will get the honor, but it will not be God. So wat is jou lewe? Wat is jou lewe? Mag dit wees dat aan die einde van die dag mense kan sê, daai man het God geëer. En daar waar hy gefaal het, het hy teruggehardloop na God. Nie sodat God vir hom al die goedjies gee nie. Nie eerstens sodat God al sy omstandighede verander nie. Maar eerstens, want hy het 'n passie gehad om God te eer. Hoe durf jy kom teen die slagordes van God? Weet jy nie wie is hierdie God wat ons dien nie? He knew the honor of God. En dit het gegaan oor die eer van God. Dit het gegaan, die doel was nie om Goliat te verslaan nie. Die doel was om te wys die eer van God, die grootheid van God. En die grootheid van God is gesien. As jou doel in die lewe is net om daai Goliat te verslaan. Hoekom? Sodat jy omstandighede verander. Maar hier is 'n man, hy's vervul met die eer van God. Hy's verbaas en hy staan altyd verstom met hoe hierdie fantastiese God wat hy dien. Psalm 23, kyk al die psalms wat die eer van God besing. En selfs is hy in die psalms en hy vertel die feite van hoe miserable hy is, hoe neerslagtig hy is en niks verander en hy bid en niks. En die laaste vers, my hoop is in die Here en my hulp is van die Here. Dat jy amper wil sê volgens die feite, David, hoe kan jy dit nou sê? Jy het nou net vir ons vertel hoe miserable is jou lewe, hoe moeilik gaan dit in jou lewe. Maar hy besluit na al die feite, glo hy nog steeds een ding, en dis die waarheid. God is my hulp, God is my skuld. Al gaan mense sê, jy man, hier is 'n battery wat nodig is, dink ek. Hy sny maar net so bietjie.
Alright, julle moet maar net dwars deur alles luister. Fill in the dots as jy hom nie hoor nie. Daar sê, is ons met mekaar? So die tweede een is respekteer die Heilige Gees agenda, maar die trooster, die Heilige Gees wat die Vader in my naam sal stuur, hy het 'n agenda, hy kom met 'n agenda. Jy is die tempel van die Heilige Gees, net omdat die Heilige Gees 'n agenda het. Die een wat in jou woon het 'n agenda, jy is 'n tempel van die een wat 'n agenda het. En God sê, jy moet dit onthou, so jy kan nie 'n tempel wees van ander geeste nie. Want ander demone sal wel by jou kom bly, ja. En soos ons sê, nee, jy kan nie demonies besete wees as jy kind van God is nie. Demonies besete is die duiwel wat in beheer is van jou gees. Dis 'n ou wat nie gered is nie. As jy gered is, jy kan nie demonies besete wees nie, nooit. Maar, daar kan demone wees wat by jou woon. Jou gees is perfek. Everything became new in jou gees. Heilige Gees getuig in jou gees. Die volheid van God word in jou gees. The mind of Christ is in your spirit. Maar jy kan besluit, ek gaan my gees, die ware ek, die ware kosbare, fantastiese ek, gaan ek ignoreer. En ek gaan net vanuit my siel, my emosies, my opinies en al die goedjies, ek gaan vanuit daai plek leef. En dan die siel, kan die ou duiweltjies 'n wonderlike tyd hê. En dan kom Paulus en hy sê, moenie gemeenskap hê met duiwels, vir die kinders van God. Kinders van God, wat gemeenskap kan hê met duiwels. En ons praat van fellowship, ons praat van verhouding. Moenie hierdie intieme verhouding met duiwels hê nie. So dit hang af, wie se agenda gaan jy respekteer? Gaan jy met hom die verhouding hê? Jy kan nie die duiwel wegjaag, jy kan nie die duisternis uitjaag. Dis onmoontlik. Jy kan nie die lig aansit en die lig sal met die duisternis deel. Hê 'n verhouding met die lig, wandel in die lig, leef in die lig, wees lief vir die lig. En die duisternis sal wyk. Stryd behoort aan die Here, nie aan jou nie. Amen. Nie aan jou nie. Alright, hierdie was nommer 2, né? Ek leer, want ek gaan met die Heilige Gees agenda. Ek onthou, want die Heilige Gees herinner my, want ek gaan met die Heilige Gees agenda. Ons is nog met mekaar. Nommer 3. As die trooster gekom het, wat ek vir julle sal stuur van die Vader, die Gees van die waarheid, wat van die Vader uitgaan, hy sal van my getuig. Daar sal 'n getuienis wees. Hierso sal iets wees wat ek wil praat. Daar sal iets wees wat ek wil praat. Is ons nog hier? Hy sal vertel, en wanneer ek my mond oopmaak, sal ek vertel wat Heilige Gees getuig het. Eerste ding wat hy getuig, die Heilige Gees getuig in jou gees, jy is 'n kind van God. Toe jy hart vir God gegee het, wat het gebeur? O hel, ek gaan nog steeds hemel, ek gaan nog steeds hel toe. O hel, ek gaan nog steeds hel toe. Nee. Daar was 'n getuienis hier binne, en jy het jou mond oopgemaak, en jy het vir mense vertel, ek het my hart vir die Here gegee, and I know that I know. I'm going to heaven. Amazing grace, how sweet the sound. Daar was 'n vertel, want daar was 'n getuig. Daar was 'n getuienis in jou van die Heilige Gees. Van die Heilige Gees. Hallo. Maar wandel in die robbies. Jy sal 'n getuienis, daar sal getuies geroep word deur die Vader van alle leuns, wat saamgetrek. Wie weet jy, daai ouens is so, of daai ou is so, of daai party is so, of hierdie goed werk so. So jy begin die nonsens glo. Jy leer, jy vat uit jou situasie en jy leer 'n klomp nonsens en jy onthou die nonsens. Daar gaan getuies opdaag wat langs jou kom staan. Sê ja, dit is so. Ja, dit is so. Ja, dit is so. Maar is duiweltjies wat agterkom, jy praat sy taal. Wanneer is hy duiwel? Wie sê, demoon van verwerping kom en woon by my. Niemand is so stupid nie. Maar praat verwerping die hele tyd, praat negativiteit die hele tyd, praat kritiek die hele tyd. Daai demoontjie sien, ons kan bietjie daar fellowship hê, want daai ou praat my taal. Sê hierdie 3 demoontjies vir mekaar. So hulle kan kom saam sit daar in jou sitkamer, die sitkamer van jou lewe, want julle praat dieselfde taal. Hallo? Nee, het gaan nie meer wees nie in Jesus naam. Amen.
Gaan nie meer gebeur nie in Jesus naam. En in hierdie tyd ook, die kerke en die nasie sal getuig van die waarheid. Laat dit so wees in Jesus naam. Is julle nog hier met my? Die gees van die waarheid wat uit die Vader gaan, hy sal van my getuig. Daar's 'n agenda. Jesus sê, as die Heilige Gees kom, hy gaan julle leer. Daar gaan 'n agenda wees. Hy kom met 'n agenda. Hy kom nie net om hier te wees nie. Hy kom met 'n agenda. Hy het 'n werk om te doen. Soos wat Jesus, die Vader, die Seun gestuur het. So is die Heilige Gees gestuur. Maar Jesus is gestuur met 'n agenda. Hy het nie gekom om op aarde te bly nie. Hy het gekom met 'n agenda. Hiervoor is ek gestuur. En so is Heilige Gees in jou gestuur met 'n agenda. En jy kan besluit, gaan ek sy agenda respekteer, of gaan ek hom ignoreer? En jy besluit dit met jou lewenstyl, jy besluit dit met sekere keuses. Jy staan nie voor Heilige Gees en sê, ek kies om jou te ignoreer nie. Om u te ignoreer nie. Nee, maar wat is sy agenda? Hy wil getuig. Hy sal van my getuig. As jy nooit oor Jesus praat nie, jy ignoreer Heilige Gees se agenda. Ek's jammer. Maar bekeer jou dan vandag en begin van Jesus praat. En dis wat ek baie keer vir ons gesê het, en vir julle gesê, 312 keer al, dink ek. Gaan uit en gaan sê vir 10 mense, onthou jy is kosbaar vir Jesus. Onthou you have an appointment with Jesus. Né? Julle onthou wat die een kleerling vir my gesê het? Emile onthou, ja, daar sê. Ek gaan die eendag uit, maar vroeër, as ek baie keer deur goed gewerk en ek was gefrustreerd, dan het dit elke keer gewerk. Julle het elke keer gewerk. Gaan ek uit en ek gaan sê, besluit, ek gaan vir 30 mense net sê, jy is kosbaar vir God. Ek kom terug, maar ek is so on fire. Of jy gaan uit en jy sê, you have an appointment with God. Jy het 'n afspraak met die Here. En ek loop so verby, maar dan loop jy net verder. Jy sê dit vir iemand, of hulle nou wat ook al, of hulle nou lag, wat ook al. Dis iets vir die Heilige Gees, dis 'n woord, wat die Heilige Gees hulle kan leer, wat die Heilige Gees hulle kan herinner, wat hulle op die ouend vanaand kan oor praat, wat kan maak dat hulle verander, wat kan maak dat hulle God gaan begin volg, en aan die einde van die dag, dat hulle God gaan eer en besef, ja, die Here het ingegryp in my lewe. Ek weet nie wie was daai knol, wat daar verbygeloop het, verby my, maar jy het net so 4 keer aangesteek, jy steek net 4 aan, oral. Hallo? En ek loop verby en ek sê vir jou, jy het 'n afspraak met die Here, of ek dink ek sê, nee, ja, jy het 'n afspraak met Jesus, en ek loop verby. Hy stop so, hy sê, is ek aan die moeilikheid? Het ek lekker gelag en dit was 'n lekker conversation gehad. Oh, come on man. As jy gaan met Heilige Gees agenda, gaan Jesus se naam op jou lippe wees. As Jesus se naam nooit op jou lippe is nie, verstaan dit, by fact you're ignoring Holy Spirit, by fact you're not respecting his agenda. Klaar. So wat doen ons vandag? Ons bekeer ons net. En gaan uit en gaan sê net vir 'n paar mense, en jy sal sien wat hier binne gebeur. Want jy skielik, waar is my Afrikaans? Align ek myself, ewe skielik, beleining, daar sy, belyn ek myself met die Heilige Gees en dit wat hy sal wil doen. Is julle hier? Ja man, asseblief. Volgende een. So ek leer, ek onthou, ek vertel van die Here. Nommer 4, ek verander. Wie kan onthou toe julle, net oor die vorige ene nog, toe tye wat jy so aan die brand was, jy moes net vir almal vertel. Wie kan so iets onthou? So 3, die res nog nooit so iets beleef nie. Dat jy net vir iemand wou vertel van Jesus. Dis vandag bekeringtyd. Hier gaan jy uitloop en jy gaan sê, ons gaan van Jesus vertel. Op 'n stadium was dit soos in elke ding, my sussie het gesê, elke ding op 2 bene wil jy net bekeer. Sy was skoon vies gewees. En ons ry, en aan daai tyd, as daar ryloper is, as hy daar is, ek tel hom op. En ons stop, ek en ons het, maar my sussie is saam. En ons stop so by die ryloper, sê, maak jy, draai jy uit, of sy sê, wil jy saamry? Maar voordat jy besluit, my broertjie gaan vir jou vertel van Jesus, hy gaan vir jou vertel hoe jy gaan brand in die hel, en hoe jy moet bekeer, en hoe jy dit moet doen, dit, wil jy nog steeds saamry?
Ek was kwaad vir haar. Maar die ou het gelag en toe gesê, nee, ek sal my kanse vat. Ek kan nie eens onthou wat sy hart vir die Here gegee het nie, maar partykeer, man, laat ons saam met die Heilige Gees, dat die lewe meer opwindend wees, wanneer ons saam met die agenda van die Heilige Gees gaan. Amen. Oké, dit was vers nommer wat? So die volgende ene. Ek vertel, nommer 4 is, ek verander. Hoekom? En as hy kom, sal hy die wêreld oortuig van sonde. Oortuig beteken daar kom verandering. Dis nie net getuig nie. Oortuig beteken, ek het 'n sekere opinie, en hy oortuig my van 'n ander opinie. Ek verander. As jy met die Heilige Gees gaan wandel, as die Heilige Gees agenda gaan toelaat, my boet, my sis, jy sal verander. Wanneer laas jy verander van opinie? Wanneer laas jy verander dat jy kan terugkyk en sê, daar was ek meer alright, nou is ek bietjie minder alright. Kom ons bekeer onsself, maar as jy saam met die Heilige Gees gaan dinge bly verander. Want jy gaan meer en meer en meer soos hy, minder van jou, meer van hom. Dis die agenda wat Heilige Gees met jou het. Is ons nog hier. Oortuig van sonde en van geregtigheid en van oordeel. Jy die ander ook daarby, by hom, né? Ja, van sonde, omdat hulle in my nie glo nie. Hoekom gaan iemand hel toe? Hoekom gaan iemand hemel toe? Om die ouens wat hel toe gaan, sonde het, en die ouens wat hemel toe gaan, nie sonde het nie. Nee. Omdat hulle in my nie geglo het, my gerespekteer het. Elkeen wat die naam van die Here aanroep, elkeen wat in my glo, sal gered word. En nie soos die duiwels glo dat daar 'n God is nie, maar geloof wat lei tot 'n verhouding. 'n Geloof wat uit die woord uitkom. Is ons met mekaar? Daai geloof wat uit die woord uitkom, bring my in 'n verhouding. En deur daai geloof word ek gered. Maar die Heilige Gees wil jou oortuig, daai areas waar jy nie glo, dat God is 'n beheer. Daai areas waar jy God nie toelaat om met jou te praat nie. Daai areas wat jy nie oorgee dat God die finale sê sal hê in jou lewe, want jy kan nie weer daai vrou, jy kan nie weer daai man, jy kan nie weer daai kind, jy kan nie weer daai persoon vertrou nie. Hoor net wat Heilige Gees sê. En dalk is daar 'n paar geloofstappe wat jy in geloof moet uitstap. Maar die vrees teenoor die geloof, vrees, verseker, maar nou moet ek weer glo, dat God het my nie 'n gees van vreesagtigheid, maar van liefde, krag en selfbeheersing gegee. Nou moet ek dit glo, nou moet ek in liefde wandel, maar ek kan seer kry, maar die liefde van God kan nie seer kry nie. Is ons hier? Die liefde van God kan nie seer kry nie. Dis hoekom hy sê, jy moet jou vyande lief hê. Hoekom sal God dit van jou verwag as jy dit nie kan doen nie? Want God ken sy eie liefde. Hy ken homself, want hy is liefde. Jy kan jou vyande lief hê, daai ou wat ook al gedoen het. Jy kan hom lief hê, want jy doen dit nie met jou eie krag, jou eie liefde nie. Dis God se liefde. Here, ek weet u liefde kan hom lief hê, en u liefde woon in my. Daarom, net met u liefde het ek hom lief. Met my liefde maak ek hom vrek. Maar met u liefde kan ek hom lief hê. Help my dan. Dit was oor vergifnis. Hoeveel keer moet ek vergewe? Here, hoeveel keer moet ek vergewe? 7 maal 70 keer. En dit is daar, nie oor die duiwels uitdryf nie oor die genesings nie, maar dit is op daai punt wat die disippels sê, Here, gee ons meer geloof. Geloof om te vergewe. Geloof om te vergewe. Dis daar waar die disippels dit vir Jesus gevra het. Here, gee ons meer geloof, dat ons in staat is om so te kan vergewe. Mag die Here ons help. Van sonde omdat hulle in my nie glo nie. Van geregtigheid omdat ek na my Vader gaan. Wat beteken dit? Van geregtigheid omdat ek na my Vader gaan. Daar gaan Jesus na die Vader. Jesus ons is nou verlore. Van geregtigheid, Heilige Gees wil vir jou oortuig die statuur, die regte posisie wat jy het voor God. Jy is nie as wese agtergelaat nie. Heilige Gees is by jou. Ek sal julle nie agterlaat nie, maar ek sal vir julle stuur 'n ander een, die trooster, die Gees van die waarheid. Hallo?
So saam met Jesus, yes, saam met Jesus, hy stuur ons uit en die duiwels gaan en dit gebeur en dat gebeur. Saam met Jesus is ons sien the power of heaven manifest. Hier los hy ons. Heilige Gees sal jou oortuig watter statuur jy in Christus het, watter autoriteit jy het, hoe veilig is jy in hom, hoe veilig is jy in sy naam. Heilige Gees, as jy agenda van Heilige Gees volg, hy gaan jou die geloof gee wat die wêreld oorwin. Hy gaan jou die geloof gee wat deurbrake vir jou gee. Maar hy gaan vir jou verstaan wie jy is in Christus. Hy gaan vir jou laat verstaan die posisie wat jy het voor God, die posisie voor die vyand, die posisie in jou omstandighede, die posisie in jou sukses. Jy is nie geposisioneer in sukses nie, jy is geposisioneer in hom. Sukses was net 'n byproduk. Daai sukses moet die koninkryk dien. Amen. Julle is nog hier. Alright. Vader gaan en julle sal my nie meer sien nie. En ons gaan aan en van oordeel omdat die owerste van hierdie wêreld geoordeel is. Die Heilige Gees gaan jou oortuig van oordeel. Wat beteken dit? Die vyand, die duiwel gaan jou oortuig dat jy is veroordeel. Hy gaan jou altyd veroordeel. Die aanklaer van die broeders, hy gaan altyd daar wees om vir jou te wys op jou foute, jou te herinner aan jou foute. Hy sal ander mense gebruik om jou te herinner aan jou foute en seker maak dat jy onthou al jou foute deur al die ander mense. Nee, ons moet disipel word. Die goedjies moet uit ons lewe uitkom. Ja. Maar van oordeel wat sê? Die vyand hoef niks aan jou te hê nie. Jy hoef nie te vrees, want hy is klaar veroordeel, hy klaar verloor. Daai gees van veroordeling, daai gees van bitterheid, daai ding het verloor. Dis 'n verloorder wat vir jou sê, ja, jy kan nie daai vergewe nie. Is the loser telling you that? Hoekom moet jy luister na die een wat veroordeel is, wat klaar in die oordeel is? Hoekom moet jy vir hom luister? Hallo? So mag God jou help om te verstaan, jy staan nie veroordeel nie. Maar jy moet staan in die naam van Jesus. Jy moet as koning, priester, profeet, as koning staan jy. En jy kan 'n oordeel vel om te sê, hierdie ding sal nie meer gebeur in Bloemfontein nie. Die jeug sal nie meer hierdie klomp gemors glo nie. My kinders sal hierdie pad stap. My ouers, dit sal gebeur. Ek en my vrou, dit sal gebeur. Jy het daai autoriteit. Hallo? Maar moenie dat daai vinger gebeur nie. Hallo? Veral nie teenoor mense nie, want dit is wanneer jy veroordeel staan. Hy wat oordeel sal geoordeel word. Nee, maar dit is nie, ons stryd is nie teen vlees en bloed, maar teen die bose geeste. Waar jy gaan, my broer, my sus, daar gaan gesag, en 'n oordeel word gevel oor wat gaan aan in hierdie skool. Jou kind is in daai skool en jy kom as ouer in daai skool en jy skryf jou kind in, maar jy sê wat gaan aan in hierdie skool? En die duiwels weet. Hulle gaan geoordeel word in hierdie plek. Hulle gaan gesê word waar hulle mag en waar hulle nie mag wees nie, want jy verstaan. Want jy het met Heilige Gees agenda gekom, want Heilige Gees het vir jou gesê wat 'n geloof jy het. Heilige Gees het vir jou verduidelik, wat is jou statuur. Heilige Gees wat het vir jou gesê dat as jy jou mond oopmaak, kan dinge verander in die naam van Jesus. Is ons nog hier? Heilige Gees agenda. Almal sê Heilige Gees agenda. Right, volgende een. Maar wanneer hy gekom het, vers 13, 16-13, wanneer hy gekom het, die Gees van die waarheid, sal hy julle in die hele waarheid, almal sê, lei. Want hy sal nie uit homself spreek nie. Maar verstaan nou mooi, Heilige Gees gaan jou eers leer, hy gaan jou nie net lei nie. Hy gaan jou leer sodat jy weet, alright, dis hoe die dinge werk. Die waarheid gaan jou vrymaak. En ewe skielik, Heilige Gees gaan jou help om te onthou. En sodat jy saam met die Heilige Gees kan praat. Wanneer jy praat, Heilige Gees kom oor jou en jy sal my getuie wees. En jy sal praat. Maar in die praat kom jy nie om te sê ek is perfek nie. In die praat kom jy nie om te sê ek is perfek nie. Nee, jy sal verander. Hoeveel keer het al vir iemand, jy iets vir iemand gesê, en dan besef jy na dit, Here help my.
Net ek, alright? Goed, daar sal verandering wees, maar daar sal 'n volg wees, want hoekom? Want hy vat jou iewers heen. Heilige Gees vat jou iewers heen. Hy verander jou net nie. Hy laat jou nie net 'n geheue kry van wat gaan in die hemel aan en wat gaan op aarde aan. Hy laat jou nie net praat oor jou God nie. Hy verander jou nie net nie, maar hy vat jou iewers heen. Waarna toe gaan jy môre? Beplan. Ek sê altyd vir die ouens ook, so aan die einde van die jaar as jy beplan, of as jy kyk na 'n nuwe werk, wat jy gaan studeer, miskien moet jy ook vra, Here, hierdie jaar, ek vra, dat U my sal help, dat ek hierdie ding oorwin, dat ek hiersin sal verander. Ek gaan nie hierdie jaar meer so negatief wees nie. Maar moenie 'n performance doen nie, vra Heilige Gees, om dit te doen, want dit is sy agenda. Dis een van sy agenda punte. Here, oor daardie agenda punt, Heilige Gees, wat U in my het. Daardie agenda punt wat U het, dat ek moet verander. Hoe moet dit gebeur? Hoe moet ek U respekteer, dat hierdie agenda van U, dat dit sal gebeur in my. Amen. Julle is nog hier? Hy sal jou in die waarheid lei. Maar my broer en my sis, daai vrees gaan jou lei waar vrees jou wil hê. Daai versoeking gaan jou lei waar versoeking gaan, waar hy gaan is, waar hy gaan wees. Mag die Here jou help. Maar daai versoeking kom staan eers by jou. En hy sê, dit is nie so erg nie. Hy kom staan eers by Eva en sê, weet jy, is dit nou eintlik, kom ons evalueer, kom ek leer jou so ietsie. Die Here is bang dat jy gaan soos hy word. Hy is bang jy gaan die reg en verkeerd anders te sien. So kom ek leer jou, sê die slang. En toe wat gebeur? Sy onthou en sy kry vir Adam en sy vertel, sy onthou en sy vertel. En wat gebeur? Daar kom 'n verandering. Ek wou sê, iemand kyk na 'n nuwe skrif. Ek sien iemand, almal kyk skielik so op. En wat gebeur? Verandering. Daar kom verandering. En die ou vyand lei hulle in die gemors in. En humankind with them in die gemors in. Waarin lei jy jou, laat jy toe dat die Gees jou lei? Dit gaan 'n verandering bring vir mense om jou. Dit gaan verandering bring vir jou nageslag. Dit gaan 'n verandering bring in die mense saam met wie jy werk, saam met wie jy beweeg, jou vriendekring, jou familie. Dit gaan verandering bring as jy toelaat dat Heilige Gees jou lei. Maar as daai gees van bitterheid jou lei, weet jy wat gaan gebeur? Die mense om jou, met wie jy praat, met wie jy assosieer, gaan ook bitter word. Want dis wat jy praat, dis wat jy beleef, dis hoe jy oortuig. Ander kan oortuig van. Ja, jy besluit. Maar alles wat hy hoor, sal hy spreek in die toekomstige. Dis die volgende, julle is nou weer vanaf, dis die volgende ene, né? Wat ons gesê het, ek sien. Almal sê, skryf, ek sien. Hy sal in jou, daar sê, daar sal hy nie meer nie. Hy sal jou alles van die toekoms leer. So my sis, ja, hierdie interessante een van Jesus kom nou die 22ste, 23ste September. Het julle dit al gehoor? Julle al gehoor. In 1988, daar was klomp ouens wat ook gesê het, hy kom in 1988. Die ouens het altyd so gesê, ja, in daai jaar 87 en 88 was daai boeke, hy het verkoop, maar om een of ander rede in die jaar 89 het daai boek nie meer verkoop nie. Van hoekom Jesus kom in 1988. Goeiemôre. Hy sal die toekomstige dinge aan julle verkondig. God wil hê jy moet sekere goed sien. God wil hê, daar is sekere goed wat hy jou nie gaan wys nie. Maar daar is sekere goed wat hy wil hê jy moet sien oor jou toekoms. Heilige Gees het 'n agenda om sekere goed vir jou te wys oor jou toekoms. Maar as ek te lui is om uit te vind, ek gaan dit nie sien nie. Ek praat nie van verstaan nie. Verstaan, wil ek my toekoms verstaan, dis ongelukkig die twee verwar ons met mekaar. Want as ek dit verstaan, dan voel ek veilig, want dan is ek in beheer. Dit maak sin, ek sal dit doen, dit maak sin. En dit wat vir my sin maak, waarmee ek in ooreenstemming is. I agree with that, dit sal ek doen. Maar eintlik is dit, want ek voel veilig, maar God gaan vir jou vlees ongelukkig.
baie keer inlei in goed, waar jy nie so veilig gaan voel nie, want hy met as 'n jaloerse God wil hê, jy moet veilig voel in sy liefde, veilig voel in hom, veilig voel in wie hy is. So as hy vir jou iets van die toekoms wys, dan is dit nie sodat jy verstaan nie, maar dit sodat jy kan sien wat hy sien, sodat jy saam met hom kan droom. Dis hoekom die profetiese baie keer sekere goed wys rondom die toekoms. Hallo? Toe ek medies los en ek begin met krearie en ek gee klasse en ek het hierdie 90 studente elke week, hoeveel keer, ek onthou daai boom, ek het nou die dag daar by Akapy gegaan en ek sien hierdie ou privet is toe nou so hoog. Maar ek onthou toe ek met krearie begin het ek daai ding daar geplant, hy is eintlik ons nou 'n veilgoed, het ek hom daar geplant, en daai ou kraal oogies, dan sit ek daar en hoor ek hierdie persone wat nooi, wat nie oefen nie, en ek voel ek gaan gek word, en dink ek, het ek medies gelos, hierdie is my toekoms. Prys die Here, daar was ouens wat profeseë gegee het en dat 'n ou by die Here ingetrek het en die Here seker goed gewys, ek het dit nie verstaan nie, ek het nie gedink hoe op die aarde gaan dit gebeur nie. Ek weet nie hoe dit gaan gebeur nie. Maar God wil jou wys. Hy wil jou die toekomstige dinge aan jou verkondig. En dit beteken nie hy gaan vir jou die datum gee wanneer hy terugkom nie, want hy gaan net verkondig in lyn met die woord wat sê Jesus self, die engele weet nie eers nie. Jy is ongelukkig nie bo die engele of bo Jesus nie. Maar dat ons elke dag moet gereed wees, ja. Amen. Laat Heilige Gees toe, en jy gaan sekere goed van jou toekoms sien. Wat dalk baie keer gemaak dat jy meer by die Here intrek, meer bid, meer fondasie gooi, meer in die woord kom, meer regtig in gebed kom. Want jy weet, daar is sekere goed wat gaan gebeur. Hierdie ding het ek julle vertel, die profetiese rede, Jesus. Hoofstukke, in die 4 evangelies. Matteus, Markus, Lukas, Johannes. Hierdie dinge het ek vir julle vertel, sodat julle kan weet wanneer dit gebeur. Hoe julle moet wees en hoe julle moet gedra. Nie sodat julle weet wanneer presies hy kom nie. Maar sodat julle weet hoe om met julle self te gedra, en hoe om op te tree, hoe om waaksaam te wees, hoe om julle self te bewaar teen die bose en teen misleiding. Kyk dit wat Heilige Gees vir jou wil wys. Amen. Almal sê ek sien. En hopelik so op 'n Sondag dan, as jy Heilige Gees agenda toelaat, sal jy sekere goed sien van wat voorlê, wat moet verander in jou lewe. Amen. Laaste een. Maar wanneer hy gekom het, nommer 7, die gees van die waarheid, sal hy julle in die hele waarheid lei, want hoekom? Want hy sal nie uit homself spreek nie. Maar alles wat hy hoor, sal hy spreek en die toekomstige dinge aan julle verkondig. Dit is nog die vorige een, die tweede laaste een. Dat is nog deel van 6, ja. Die toekomstige dinge wat hy aan julle sal verkondig, hy sal nie uit homself spreek nie, hy sal spreek wat in die hart van God is oor jou toekoms saam met Jesus. Maar hy sal jou net die toekoms vertel wat jy saam met Jesus het. Wat jy saam met Jesus het. Jy kan ook baie vrae hê oor jou toekoms en dan voel jy die Here antwoord jou nie. Hy antwoord jou nie. Jy vra hom oor dit en daar is nie 'n antwoord. Heilige Gees het 'n agenda om jou te vertel, waar gaan jy saam met Jesus? Waar gaan jy saam met Jesus? Sit maar, vra maar, Here, wat is u agenda punte? Nou vanaand wanneer ek bid, wanneer ek met u gesels. Laaste een, dan hier kom nou nommer 7. Hy sal my verheerlik. Hy sal my verheerlik, omdat hy dit sal neem uit wat aan my behoort en aan julle verkondig. Hy sal my verheerlik, hy sal my eer. Daai verheerlik beteken, he will honor me. He will glorify me, sê die ander vertalings. He will glorify me. En dit is aan die einde van die dag, met al hierdie punte wat God met jou sal doen. Hy het 'n begeerte om God te verheerlik, maar om hom te verheerlik, soek hy jou stem, soek hy jou lewenstyl, soek hy jou strategie, soek hy jou woorde, dat Heilige Gees saam met jou seker wil maak, dat God word verheerlik in daardie plek. Daai ding wat ek vir julle gesê het, as jy daarna, wie toe nou al gegaan? Niemand.
Die sterkie nie kor, of wat se kor het ons nou nog? Dit is Metro en wat ook al daai ouens is. En as die ouens die naam van die Here gebruik, dat jy daar sal opstaan, ja, dit is my Jesus, dit is my God, ek is lief vir hom. Wie het dit al gedoen? So ek kan toe nou nie eers R1000 weggee vandag nie. Laat ek bietjie hoor na die tyd, jy moet na my toe kom, ja. Jy never know, jy moet na my nou opcheck, as jy dit nou waar hoe gesê, dan sal ek dit moet opdok. Daar sê, hy sal my verheerlik, omdat hy dit sal neem uit wat aan my behoort, en aan julle verkondig. As jy vat, my broer, my sis, dit wat aan verwerping behoort. Verwerping, negativiteit, daai nonsens wat jy glo oor jouself en oor ander. As jy vat vanuit dit, you will glorify that demon. You will glorify that depression. You will glorify that negativity. You will glorify that judgment. Jy sal daai kritiek sal jy eer. Jy sal nie God eer nie, want jy daai gees vat vanuit dit wat kritiek is. Want daar's genoeg gemors daar buite, waar daai duiweltjies daai gemors kan vat en vir jou kan gee. Sodat jy daai ding kan praat, jy daai ding kan eer, daai ding kan op fokus en hoe erg dit is en dat is en dat is en dat is in die wêreld. Maar daar's 'n gees, die gees van God. Hy sal vat vanuit die woord. En as Heilige Gees in agenda in jou werk, sal you will honor the source from where he got what he got. En hier is die source. Maar dit is Jesus. Dit behoort aan God. Dit verduidelik wie is God. Wie is jou Jesus? So as jy hom gaan toelaat, you will glorify God. Vat hierdie 7 punte, net daar's nog ander 100 punte wat jy ook kan uit die woord altyd kry, né? Maar vat hierdie. Ek glo dis vir hierdie seisoen, ek glo dis vir ons. My broer, my sis, gaan stuur dit vir 'n paar mense. En sê, respekteer Heilige Gees se agenda. En dan gee jy die 7 puntjies net vir hulle en sê, as jy dit nie kop nie, gaan luister na daai teaching oor 'n Sondag op die kanaal. Maar kies om te sê, ek gaan Heilige Gees se agenda eer. En die vrug aan die einde van die dag van die agenda is, sy eer sal op my lippe wees. I will glorify him. He will get the glory. He will get the glory. Jy maak 'n gemors en jy sal roem oor die genade van God. Paulus sê, ek roem in niks anders te behalwe in die kruis van ons Here Jesus Christus. Galasiërs 6 vers 14. Amen. Maar laat die getuienis op jou lippe wees. Nie omdat jy alles oorwin het nie, maar omdat jy verstaan hoe om geloof te staan. Galasiërs 1. Ek agter louter vreugde as al hierdie beproewinge en goed oor my kom, want dit werk in my hierdie vrug. Ek weet nie of daai pure joy van die Kaap dit nou, daai woord uit Jakobus gekry het nie. But I will count it pure joy. So wanneer laas het iemand getuig, hier getuig van die getuig om te sê, weet jy, niks verander nie en dit is moeilikheid. Maar ek wil net getuig, hier is 'n joy in my, I count it all joy, hier is 'n vreugde en niks kan dit van my wegvat nie. Hier is 'n vrede wat alle verstand te bowe gaan. Hier is 'n vreugde wat van die Here af is. En ek wil net sê, ek wil net getuig ek het die deurbraak gekry. Daar's geen omstandighede wat verander het nie. Maar ek wil net sê, ek wil net getuig, ek het die deurbraak gekry om te juig en te jubel en God lief te hê en vrede te hê ten spyte van. Hallo, dit is met Heilige Gees kom. Hy verkondig aan jou hoe om te wees, hoe om te leef with the joy of God. Hallo, vreugde van die Here. Hoe om te wees met die vrede. Hoe om te leef met God as die fokuspunt. God as die fokuspunt. Kom ons sê, ek sal die agenda van die Heilige Gees respekteer. O Here, kom dan vandag in ons lewens en doen dit wat U wil doen. Vergewe ons, Here, dit. Daar waar ons baie keer selfs Heilige Gees bedroef het, deur Heilige Gees te ignoreer.
Here, ek bid selfs as dit in die selgroepe is, of hoe ons vir mekaar moet kan bid, bid ek dat ons U so opnuut sal toelaat. Vergewe ons waar ons U geïgnoreer het. Maar Heilige Gees, ons kies om te ontdek U agenda. En vanuit U agenda in elke dag, waar U dit prakties wil doen in ons lewens en deur ons lewens. Ons gee onsself vir U, ons draai ons rug op enige ander ding wat ons ontvang het en geander het, wat ons geëer het deur dit ons leermeester te maak. Maar omstandighede sal nie die leermeester wees nie. My swakhede, enige vorm van vrees of stres of angs of daai goed, Here, stories van ander mense oor stories van ander mense. Nee, in Jesus naam. Ons draai ons rug op dit, want ons kies vanmôre om U agenda te respekteer. En nou ek so deur die nagmaal in die naam van Jesus. Dankie dat ons vrymoedigheid deur die bloed het, om te weet, môre is 'n nuwe dag, net nou is 'n nuwe dag, om saam met Heilige Gees te beweeg in die agenda wat Heilige Gees het, dat ons deur die Heilige Gees sal sê, Maranatha, Jesus, kom gou. Maranatha, Jesus, kom gou. Amen.